Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend is Eksodus 40 vanaf vers 34 tot 38. Ek lees dit vir ons ook uit die Bybel. 'n Wolk het die tent van ontmoeting oordek en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Moses kon nie in die tent van ontmoeting inkom nie. Die wolk was daarin en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Later het dit so gegaan, wanneer die wolk van die tabernakel af voor die Israeliete uit wegtrek, het hulle agter die wolk aan versit. As die wolk nie weggetrek het nie, het hulle daar gebly totdat dit wel weggetrek het. Die wolk van die Here was bedags 'n wolk oor die tabernakel en s'nags het dit 'n vuur daaroor geword. So het die hele Israel dit ervaar, elke keer as hulle versit. Gemeente, in hierdie gedeelte gaan dit oor die oprigting van die tabernakel. Die tabernakel wat dan ook die teenwoordigheid van God beliggaam, ook as ontmoetingsgeleentheid ook met die Here. En ons kan eintlik dit vanoggend vergelyk deur te sê, dit is wanneer ons ook praat oor ons eredienste, wanneer ons praat oor 'n lewe waarin ons vir God verheerlik, sodat ons eintlik die Here kan bely en erken dat hy God is oor ons lewe. Eksodus 40 sien ons in vers 1 tot 15 word daar opdrag gegee om die elemente van die tabernakel in posisie te plaas. Van vers 18 tot 33 word dit vir ons ook beskryf hoe dit dan nou ook uitgevoer word. En dan lees ons eers later in Levitikus 8 vers 9 hoe die priesters dan ook gesalf was by hierdie geleentheid. In vers 16 tot 17 lees 'n mens dat Moses alles gedoen het presies soos die Here hom beveel het. En dit word amper 'n besondere gedagte in hierdie gedeelte dat die Here vir ons daardeur kom wys om te sê dat die voorskrifte wat die Here hier vir Moses gegee het, is voorskrifte wat vir hom belangrik is. En daarom was die inkleding van die tabernakel en dit wat daar gebeur, maar nie maar net 'n mens besluit nie, maar dit was eintlik God se riglyn ook vir hulle lewe. As mens gaan kyk na die elemente wat hierin voorgekom het, dan sien ons dat die ark in die tent van ontmoeting geplaas was. Die ark was die teenwoordigheid of die simbool van God se teenwoordigheid in hulle midde. En vanuit hierdie ontmoeting het die Here dan ook uitwaarts beweeg. Die altare wat daar ook gebou was die brandoffer wat hoofsaaklik met versoening te doen gehad het, die goue wierookbak wat gaan oor aanbiddingsoffers en verteenwoordig dit eintlik die hoofelemente ook van die diens wat daar plaasgevind het, om te sê dit gaan oor versoening tussen God en mens, maar ook oor die aanbidding van God, die erkenning dat die Here God is en dat hy ook God is oor ons lewe. Die salwing van die verskillende voorwerpe was dan nou ook iets wat ons herinner het aan die teenwoordigheid van die ruimte as 'n afsondering, as 'n ontmoetingsgeleentheid met God, en die reiniging en die salwing van die priesters as liturg het daaroor gegaan dat hulle as middelaars opgetree het tussen die volk en God, en het dit eintlik die bedoeling dan om te sê dat die priester praat namens God dan ook teenoor sy volk. As mens gaan kyk na hierdie elemente, dan kan ons vandag nog steeds sê dat dit vandag nog steeds elemente is wat belangrik is vir ons ook in 'n erediens. Dat dit gaan hier oor God, die teenwoordigheid van God, die bekendmaak van God ook in ons lewe. Dit speel uit in brandoffers, deurdat ons lewe offer as versoening teenoor God, maar ook in ons aanbidding teenoor die Here. En daarom dat elke erediens eintlik 'n heilige oomblik is waar ons afsonder om in die teenwoordigheid van God te wees met die behoefte of die belange dan om te sê, maar ons wil God hoorspreek wanneer die prediker dan ook die woord van die Here teenoor ons bedien. As 'n mens gaan kyk na die vorm van die eredienste, dan sien ons in die Ou Testament waar daar nie vir ons baie riglyne gegee het oor hoe hierdie ontmoetingsgeleentheid was nie. Daar word wel vir ons gewys wanneer die Here afkeer gehad het in
van die samekomste van die gelowiges, spesifiek ook wanneer vanuit die aanbidding 'n lewe van geregtigheid nie plaasgevind het nie, en dat die Here dit dan as verwerplik gesien het. In die Nuwe Testament sien ons dan hoe dat die Here in Christus beliggaam word, hoe hy toeganklik word vir die mens en met die skeur van die voorhangsel, hoe God dan eintlik in ons midde is en vir ons die vrymoedigheid gee om met God te kan praat. Die hele gebeure van die tabernakel gaan eintlik ook daaroor dat die Here hier vir Israel kies. Vir Israel sê, ek sal vir julle lei op die pad, op julle toekomspad, dat hy vir hulle die 10 gebooie gee as etiese riglyn vir hulle lewe. Ons sien hoe hulle dan nou 'n goue kalf dan bou, die Here wat in woede daarteenoor optree, die verbondsbreek wat plaasvind, maar hoe Moses dan ook later vir die volk intree en hierdie verbondsherstel dan ook plaasvind. En dis na die verbondsherstel dat ons hierdie gedeelte in Hoofstuk 40 lees, waar die Here in sy magtige teenwoordigheid in die tabernakel is, daar nie plek vir Moses is nie, maar dat hierdie wolk eintlik die simbool word van die teenwoordigheid van God ook in hulle midde. Nou is interessant ook as mense die gedeelte nou verder gelees het, dat hierdie gebeure eenmalig plaasgevind het en daarna die Here hulle met 'n wolk en 'n vuurkolom begelei. En ek dink wat belangrik is dat ons ook nie altyd die Here in die ekstatiese of in ekstase moet gaan soek nie, maar dat ons ook weet dat God ook in die gewone teenwoordig is, in die lewe van gelowiges, in die beloftes van sy woord, en daarom dat ons ook sy woord ter harte mag neem, en dat sy woord eintlik dan die riglyn word ook van ons lewe. Want wanneer ons in aanbidding is teenoor God, wanneer ons God se hand oor ons lewe erken, dan beteken dit dat ek hom in geloof aanbid en vir hom bely en leef vanuit sy woord, soos wat sy woord dan ook vir ons kom leer. So kom ons bid saam. Here, mag U vir ons vanoggend kom seën, en mag U vir ons, Here, lei, en mag ons U erken en aanbid as die heilige en die almagtige Here. Amen.